'n goeiemôre ook van my kant af. Welkom alle besoekers. Dis lekker om 'n paar nuwe gesigte te sien vanoggend. Ons is in ons middel van die jaar vas tydperk en ek wil sommer net bemoedig, dis net 1 of 2 dae en jy hoef nie vol te vas as jy nie kan nie, maar doen dit saam. En dit handel oor die verlossingsgeskiedenis, in ander woorde die missie waarop God nog altyd is, Missio Dei. Dit is God se missie. Die mooi Afrikaanse woord is verlossingsgeskiedenis. Die Engelse woord redemptive history en hier is die Duits. Julle moenie nou lag nie. Heilsgeschichte. Was dit naby? Sy heilsgeschichte. Is dit dis naby? Ek voel dis presies wat ek gesê het, Dirk. Maar dit handel in kort oor die skepping, die sondeval en dan God wat verlossing bring en op die einde restaurasie. Dis die aak van hierdie plan van God. En hoor hierdie vanoggend, die volgende groot gebeurtenis, is jy met my? Henry, ek is 'n bietjie hard. Die volgende groot gebeurtenis is die wederkoms van Jesus. Dis die volgende groot gebeurtenis in die verlossingsgeskiedenis waarmee God besig is. Openbaring 1 vers 3 sê basically dit net so, die eindtyd is naby. Jakobus 5 vers 9 sê, the judge is standing at the door. Die eindtyd is naby. En vanoggend se titel is die eindprentjie, waaroor ons nou 'n bietjie iets gesing het. En jy kan jou Bybel oopmaak by Openbaring 7. Revelation, en is nie openbaringe nie, en is nie revelations nie. Dis een openbaring van een Jesus en ook van homself. Hy gee dit, hy vat vir Johannes op hierdie hemelse toer met 'n engel en hy sien in die troonkamer in dinge wat nog moet gebeur. Johannes die disipel, dis die een wat na Patmos verban is en ek dink dit is nie 'n te bad plek om heen te gaan op jou ou dag nie. Het iemand al Patmos gesien? En dis 'n eiland, dis beautiful. Ek dink dit was not all bad daarvoor, maar hy skryf dit van daar af met 'n engel wat hom in hierdie visie invat en hy sien dinge wat moet gebeur. Dis 'n profesie, dis eindtyd, 'n literatuur, meaning dis vol simboliek. So as daar staan kinders, Jesus, daar's 'n swaard wat by sy mond uitkom, het hy nie letterlik 'n swaard by sy mond uit nie. Dit praat van die krag van die woord. So dis vol simboliek. En dit gee vir ons 'n prentjie oor die eindtyd. Wat doen dit aan jou wanneer jy dit lees? Ek dink as ek daaraan dink, is die hoop dat dit vir ons 'n vaste vertroue gee, dat hierdie dinge kom. Dat ons hele lewens inrig rondom die woord van God. Rondom die dinge wat kom. Sagaria 14 vers 4 sê dat hierdie Jesus, wat van die Olyfberg af opgegaan het hemel toe, gaan sy voete weer op daai Olyfberg neersit. Sagaria 14 vers 4, dit gaan skeur. In Handelinge 1 vers 11 en 12, toe Jesus opvaar, toe kyk die disippels en die 2 engele sê vir hulle, hoor hierdie Jesus, wat julle so sien opgaan, sal net so weer terugkom. Dis nie 'n mite nie. Jesus sal sigbaar kom en weer hier op hierdie aarde kom loop en hy kom nie nou om verlossing te bring nie, maar om oordeel te bring tussen die lewendes en die dooies. Hierdie oomblik kom en dit is sigbaar vir ons almal. Dit moet 'n hoop bring in ons. As die Here jou redder is, 'n vaste hoop. As hy nie is nie, miskien steek die Here sy hand uit vanoggend. En ek wil ook vanoggend vertrou, laat dit nie hierdie prentjie van eendag
Dis nie net vir eendag nie, maar dat 'n invloed op vandag ook in ons lewens het. En dis die hoop van vanoggend. Kom ons lees Openbaring 7, vers 9 tot 10, net 2 verse. Hierna het ek gesien, en probeer jy ook sien. En kyk, daar was 'n baie groot skare, wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal, en het voor die troon gestaan, en voor die lam. Dit praat van Jesus. Hulle het lang wit stolas gedra, of lang wit 'n kleed, 'n jas gedra, met palmtakke in hulle hande. Hulle het met 'n harde stem uitgeroep, die verlossing behoort aan ons God, wat op die troon sit en aan die lam. Die skrif begin by hierna. As jy jou Bybel lees en jy sien hierna, dan gaan jy terug. Hy het gesien, 'n getal wat nie getel kan word nie, van elke volk en stam, daar's niemand word uitgelaat nie. Dis waarmee God besig is. As jy 'n bietjie teruggaan, sien hy die 144. Het julle al gelees van die 144, die 12.000 maal 12? Hy het dit nie gesien nie. Hy het net daarvan gehoor. Hy het gehoor die getal. En dan is dit van die stamme, dis nie al die stamme, dan is byvoorbeeld nie daar nie. Manasse is daar. Dis nie al die stamme nie, maar dit is 'n Ou Testamentiese prentjie wat hy sien van God se verlossingsplan. 144.000. En dan hoor hy van dit en hy sien aan hierdie kant die Nuwe Testament se vervulling, waarmee God nog altyd besig was. Nou nie net 144 wat nie eens simbolies is nie, maar dit is nou die volleinding, dis die vervulling van 'n Ou Testament prentjie. 'n Paar verse terug gebeur dieselfde ding. In hoofstuk 5, vers 4 tot 5, hoor hy van die leeu van Ou Testamentaal, leeu van Juda. Die volgende vers, hy hoor van daai leeu van Juda. Nou sien hy 'n lam asof hy geslag is. En die ouderlinge is daar om hom en hy is net waardig, is hierdie oorwinnende lam. 'n Ou Testament prentjie en 'n Nuwe Testament vervulling. En dis presies die prentjie wat Johannes sien. 'n Getal wat niemand kan dit tel nie. Elke volk, elke stam, elke nasie sal daar wees. God se missie, en dit wat Johannes sien, is nie iets randoms nie. Dit is 'n vervulling van 'n oeroue belofte wat in 'n sekere man gemaak is, met die naam van Abraham. In Genesis 12 sê hy, hoorie, ek gaan jou seën, en deur jou gaan al die groot families van die aarde geseën word. God se verlossingsplan het nie begin met die kerk nie. Dit het altyd nog, want is deel van hom, en hy maak hierdie verbond met Abraham. In Genesis 15, vers 5 sê vir hom, gaan gou uit, en as jy die sterre in die lig kan tel, tel dit. Want soveel so sal jou nageslag wees. Hy maak hierdie belofte, en dit gaan aan. Dan uit daai geslag kom Jesus, uit the root of David, uit die Juda. En dan sê Paulus vir ons, en ek wil dit vir jou lees, want ek wil net vir jou die lyn deurtrek van waar ons vandag sit. Galasiërs 3 vers 29 is daarso. En as julle aan Christus behoort, is hier iemand wat aan Christus behoort? As julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham. Dan pas jy in hierdie oeroue belofte, the mission of God, om mense van elke nasie, dan pas jy daarin, deur Christus, ooreenkomstig die belofte en erfenis. And if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to the promise. En ek wil net vir jou herinner, dat hierdie God wat besig is met hierdie verlossingsplan, van altyd af nog, sit
vandag op die troon. Dit beteken, hy is in beheer. Alles wat vir my en jou buite beheer lyk, is binne in sy beheer en hy gebruik dit goed en sleg. God laat alles ten goeie uitwerk. Hy gebruik alles om hierdie mission waarop hy is, na hierdie punt toe te beweeg wat Johannes sien. Hy is in beheer. Elke volk, stam, nasie en taal sal daar wees. Het jy al daaraan gedink? Hoekom 'n paar keer in Openbaring lees ons daai woorde? Dit dui op die universele aard van God se verlossingsplan. Dit is toe nie net vir die Jode gewees nie. Hulle was 'n seën sodat die ander geseën word. Dit is toe nie net wat jy verkeerdelik dalk groot geword het, die Afrikaner gewees nie. Dit is nie net die Engelsman nie. Wit, bruin, swart, almal gaan daar wees. Nie een taalgroep gaan uitgesluit word nie. Kan ek gou vir 'n oomblik uit nerd oor die grootte van die hemel? Is julle reg met dit? In Openbaring, ek dink is 21, sê dit die afmetings van die hemel. Het jy dit al gelees? 2221 kilometer hoogte, breedte, lengte is 'n kubus. Het jy 'n idee hoe groot dit is? Die digbevolkste stad op aarde is Manila in die Filippyne. Is jy met my? 46,000 mense kan bly in Manila, bly tans in 1 vierkante kilometer. 46,000. Hulle bou nogal hoog. 1 vierkante kilometer. As jy 2221 kilometer vat en dit word vierkante kilometer, want dit is 'n perfekte kubus. 4,9 miljoen vierkante kilometer. Daar's genoeg plek. Daar's genoeg plek om alle mense wat geleef het tot in geskiedenis van vandag daarin te pas with plenty of space to spare. Man, dit sê vir my iets van God se liefde vir die mens. Wat nie wil hê iemand moet verlore gaan nie. Die hemel, sy verlossingsplan is so wyd soos sy liefde. Daar is die nerd knoppie, het ek weer afgesit. Ek wil vir jou 'n prentjie wys. As daar staan, elke volk, taal en nasie, jy kan een aangaan, Christian. Daai is van die lande met die meeste onbereikte mensegroepe tans. Dis nie almal nie. En daai getal daarbo verteenwoordig 'n mensegroep. Vandag 7200 mensegroepe wat nog onbereik is. Tale, volke, nasies, en jy kan sien waar die grootendeels lê. Wat doen dit aan ons as ons die eindprentjie sien, maar ons sien ook die realiteit vandag? Beweeg dit iets in ons? Dis wat in die wêreld aangaan. Ek gaan gou die volgende ene vir jou wys. Kyk, die moslems, hindoes en boeddhist, grootendeels onbereik. En dis wat in die wêreld aangaan. Jy kan nog een aangaan. 450,000 missionaries of kerkplanters in die wêreld, en kyk in watter rigting is die meeste beweging, maar vir 15,000 in die onbereikte rigting. En voor jy moed verloor, wil ek eerstens dankie sê, want ons gemeente ondersteun vir Hansie en Marna in Kroasie, wat as jy gaan kyk na evangeliese Christene, dit beteken, die wat glo jy kort 'n persoonlike verhouding met Jesus, jy moet wedergebore word. Dis wat dit beteken, is maar net 0,5% van Kroasie. En hulle het 2 weke terug die kerk geregistreer, na omtrent 3 jaar, van taalleer, kultuurleer. Well done.
Jy wat hier sit, is besig om daar, in daai plek, 'n verskil te maak. En ek glo ons gaan groei in dit. Ek wil dit so 'n bietjie nader aan die huis bring. Jy kan die volgende wys. In every nation, kom ek begin by die UN, 195 lande word tans herken in die wêreld. Ons is in 86 lande het ons disipelmakende kerke. Dit beteken daar's nog 109 lande oor, waarin every nation nog nie 'n disipelmakende kerk het nie. Daar's baie waarin ons uitreik het, maar man, ons is vol seker dat God is besig met iets. En geskiedenis wys, kerkplanting is die mees effektiefste manier om die koninkryk te bevorder. Ek wil dit nog nader huis toe bring. Imagine gou, jy is Johannes gewees. En die engel vat jou op hierdie toer en jy sien hierdie menigte wat niemand kan tel nie. Imagine gou dit vir 'n oomblik. Kan ek die obvious vraag vra? Is jy deel van daai menigte? Het jy 'n verhouding met die Here? Het jy gedraai van jou sonde? Is daar vrug in jou lewe? Moenie misleid wees nie. Vrug, hoe sal ons hulle ken? Ons ken hulle aan die vrug. Is hy die Here van jou lewe? Is jy daar? As jy daar is, man, prys die Here. As jy nie daar is nie, miskien reik hy uit. Nommer 2, as jy vir 'n oomblik in jou gedagtes hierdie prentjie sien van die menigtes, wie is nie daar nie? Jou vrou, jou man, jou kinders, ek vra. Jou bure, die mense waar saam jy werk, die kinders in jou klas, wie is daar, wie's nie daar nie? En wat doen dit aan jou hart? Jy sien hierdie prentjie wat Johannes kry in Openbaring 7 is 'n vervulling van 'n oeroue belofte. Maar dit is ook 'n verseker, man, dit kom. En vanoggend dink ek die Here wil nie net hê ons moet na die eindprentjie kyk nie, maar kyk waar ons staan en sien ons is nie daar nie. As Jesus vandag kom, is daar sekere mense wat ek en jy ken wat nie daar staan nie. Man, dit moet ons beweeg. As daar iets is van disippels, wat ons maar kan weet, is dat ons sukkel om reg te wag. Jesus sê, ek gaan gou 'n bietjie bid. Bly net hierso, maar waak. Wat gebeur? Times 3. Mag hierdie prentjie ook iets aan ons harte doen vanoggend. As ons kyk na die mense wat daar staan, wat Johannes beskryf, dink ek dis van kardinale belang dat ons leer, want jy gaan nie daar staan nie. Niemand gaan daar staan as ons nie het wat hulle het nie. Die eerste ding wat jy van hierdie mense sien, is hulle staan voor die troon. Dis massive. It speaks of divine judgment. Dit praat van 'n God wat in beheer is, wat soewerein is. Daar's 'n skrif, ek wil dit net vir jou gou noem, jy kan dit neerskryf net in 1 Samuel 6 vers 20, waar die mense die ark terugkry, van die Filistyne af, en toe is hulle nuuskierig, sondig nuuskierig, en loer daar binne, 70 sterf, en hier's wat hulle sê, who is able to stand before the Lord, this holy God? Jy en ek kan nie net voor God gaan staan nie. Yet staan hierdie mense voor die troon. In 'n plek nie van vrees nie, maar aanvaarding. In 'n plek nie van verwerping nie, maar verhouding. Hoe kom mens daar? Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan
na die heiligdom. Hebreërs 10:19. Daar is geen ander manier wat ek en jy voor God eendag gaan staan, behalwe deur die bloed van Jesus. En hier is die goeie nuus. Jy hoef nie te wag vir intimiteit tot daai tyd nie. Die oomblik as hy jou red, die voorhangsel is geskeur, kan jy 'n verhouding geniet met Jesus, met die Vader, met die Heilige Gees. Soveel soos wat hierdie liggaam kan hanteer. Ek en jy gaan nuwe liggame nodig hê vir hierdie eindprentjie. That's too much vir hierdie liggaam, vir hierdie senses. Maar ek en jy kan nou die intimiteit geniet wat hierdie liggaam toelaat. Nommer 2, hulle dra aptekersjasse. Het julle dit gesien? My pa is 'n apteker, so ek het hierdie prentjie van 'n wit jas wat my pa altyd gedra het apteek toe. So dit is net 'n grappie julle. Maar dis nie regtig aptekersjasse nie. Dit simboliseer dat hulle sonde en sondeskuld is weggevat. Hulle kan voor God staan geregverdig according to the divine judge. Hoe kry mens dit? Ek dink die antwoord lê in 2 Korintiërs 5:21 waar Paulus sê, hy wat geen sonde geken het nie, het sonde geword vir ons. En dan eindig dit af, sodat ons in hom voor God geregverdig kan word. Daar's geen ander manier waar jy hierdie kleed kan dra nie, as vir God wat jou sonde dra, sonde word, al het hy dit nie gehad nie. 'n Paar verse aan in dieselfde hoofstuk van Openbaring staan daar. Hulle het hulle lang stolas gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Dis dit. Daarom is hulle voor die troon van God waar hulle hom dag en nag in sy tempel dien. Ek en jy kan hierdie nie verdien nie. Dit word ontvang. Ek en jy kan nie genoeg werk hiervoor nie. Dan sien ons, hulle het palmtakke in hulle hand gehad. Palmtakke lees jy van in Levitikus 23 vers 40, die eerste keer waar God sê, hoorie, julle moet hierdie Feast of Tabernacles, die fees, die huttefees, H-U-T-T-E, waar julle gaan onthou, dat God het julle uit slawerny gevat, en hy het julle deur die Rooi See gevat, hy het vir julle gesorg in die woestyn, op pad beloofde land toe, palmtakke fees, onthou dit. Dan kom die verlosser in Jerusalem in op 'n donkie, palmtakke. En dan kry ons hierdie eindprentjie in Openbaring, waar God saam met sy mense tabernakel, bly. Al hierdie goed wys vorentoe na hierdie oomblik, waar ek en jy voor God gaan staan, en dit gaan altyd my verstand te bowe, waar ek gaan ken soos ek geken is. Imagine that. Hierdie oomblik van celebration, wat altyd nog deur die eeue gebeur, wys na daai oomblik, sonde skuld is nie net vergewe nie, die effek van sonde is weg. Wat beteken dit? Alle pyn, weg. Alle siekte, weg. Alle trane afgedroog, weg. En as jy vandag pyn, swaar kry, beleef, onthou net, dis as gevolg van die sonde wat die wêreld betree het. Dis die era waarin ons leef. En dan laastens sien jy hierdie mense wat iets hards sê. Hulle het met 'n harde stem uitgeroep, die verlossing behoort aan ons God. Hierdie woordjie verlossing beteken dis God se redding wat gelowiges deliver out of destruction into his safety. Dis 'n negatiewe na 'n positiewe. Daai woordjie verlossing behoort aan ons God. Dis 'n besitlike woord. Dis 'n woord wat sê verhouding.
Dis nie 'n woord wat sê kennis nie. Dis 'n woord wat sê verhouding. En hierdie mense sê iets, dat verlossing behoort aan ons God. Johannes 3:16 is die prentjie. Wat hierdie Vader wat sy seun stuur, dat almal wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Dis dit. Petrus sê iets van dit, toe hy voor die Joodse raad is, vol van die Heilige Gees, sê hy die volgende woorde in Handelinge 4:12. En ek dink ons sal goed doen om dit te onthou. Daar is ook deur niemand anders verlossing nie. En daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee waardeur ons verlos kan word nie. Ons het wel 'n probleem. Die hart is 'n afgodsfabriek. Die eindprentjie wys vir ons, daai mense sê daar is geen iemand anders as God. Verlossing behoort aan God. Petrus echo dit. Tog sukkel ons daarmee. En ek weet, ek en jy, ons klik nie as die Bybel praat van afgode nie, want ek hoop nie jy het 'n klein beeltjie in jou huis wat jy aanbid, of 'n klein goue dingetjie waarop jy pineappels gooi, en weer... Kom sien my na die tyd, ek is seker hier is 'n goue altaartjie in 'n huis hier iewers. Maar ons besef dit nie, right? So hoe identifiseer ons dit in ons lewens? Kyk gou die volgende ene. Sometimes we look to other things to satisfy and fulfill us. To save us. These functional savers can be an object of dependence we embrace that isn't God. Jy kan jong wees, verlief wees op 'n seentjie of 'n dogtertjie en dit kan afgod word. As dit nie goed gaan nie, dan gaan dit ook nie goed met jou nie. My lewe, dit kan jou werk wees, dit kan selfs iets goed wees, wat ons gemaak het in iets ultimate. So gaan hy aan, they become a source of our identity, security, significance, and toets yourself down, because we hold an idolatrous affection for them in our hearts. They preoccupy our minds, consume our time and resources. They make us feel good and somehow even make us feel righteous. Meaning, dit kan selfs wees 'n preek. Ek werk vir die kerk. Here sien my. Whether we realize it or not, they control us and we worship them. Die speelveld is oop. En hierdie is 'n afgodsfabriek. Tim Keller maak dit baie goed duidelik in sy boek Counterfeit Gods, as hy hierdie volgende sê, dat dit is iets wat nie noodwendig sleg is nie. Maar dis iets goeds wat ons 'n ultimate ding gemaak het. Nou is dit oop, want dit beteken, dit kan selfs my vrou wees. Dis 'n goeie geskenk van God, maar nou maak ek dit die ultimate ding. Dit kan my gesin wees, dit kan goeie goed wees. En in ons era sukkel ons met dit. Jy kan nog een aangaan, Christian, dankie. What is an idol? It's anything more important to you than God. Enig iemand met afgode? Net ek, okay. Anything that absorbs your heart and imagination more than God. Anything you seek to give you what only God can give. A counterfeit God is anything so central and essential to your life that should you lose it, your life would feel hardly worth living. Verlossing behoort aan ons God. Daar is geen ander verlossing. Maak nie saak hoe mooi en hoe goed dit klink nie. As dit nie van Jesus is nie, is dit 'n counterfeit God. En by the way, dis beter vir jou familie, dis beter vir jou boyfriend, dis beter vir almal as God jou nommer 1 is. Dis hoe jy hulle beter kan lief hê. Dis hoe jy beter kan omgee.
Don't make idols out of them. Hulle gaan jou teleurstel. Openbaring 7 vers 9 tot 10 is 'n vervulling van God se beloftes. Dis die eindprentjie. Ken julle hierdie masjiene? Legos. My kinders love it. As jy hom gaan koop, dan sien jy die eindprentjie. Jy weet dis daar binne, jy weet dis moontlik. Maar min van ons maak hierdie boks oop met die hoop dat hy's klaar gebou. Jy gaan baie teleurgesteld word. Soos daai nommertjie opgaan, waar ook al die stukkies is, so gaan jou teleurstelling opgaan. Dis 'n vervulling, dis wat kom, maar dis ook die voltooiing van 'n opdrag. Matteus 28, vers 18 tot 19. Alle autoriteit behoort aan my, sê Jesus, gaan dan en doen wat? Maak disippels van wie? Sien jy die voltooiing wat moet gebeur, sodat ons die eindprentjie kan sien. Die voltooiing van hierdie boekie wat jy kry in Legos. Dit gee vir ons al die stukkies, dit gee vir ons als. Als is hier binne in God se plan. Maar dit gaan 'n voltooiing vereis. Daar is geen vervulling sonder voltooiing. As almal nie hoor nie, gaan hy nie kom nie. So ewe skielik is dit nie net 'n vervulling nie, dis 'n verantwoordelikheid. Die eindprentjie is nie net 'n vervulling nie, dit is 'n verantwoordelikheid. Gaan en maak disippels van al die nasies. En dit is hoe ons by hierdie eindprentjie uitkom. God gee vir ons alles. As jy hierdie boks sou oopmaak, sal jy sien, man, daar's selfs stappe. God ken die stappe. Al wat hy vir sy mense vra is, wees vol van die Gees en doen dieselfde ding konstant. Long obedience, discipleship, maak disciples, wat disciples maak, en hou so aan, en dit is hoe ons by die vervulling uitkom. En die Here wil jou gebruik. Onthou jy daai mense wat jy nou aan gedink het, wat dalk nie daar is nie, in die eindprentjie? Ek glo die Here het dit met 'n doel vir jou gewys. Ek glo die Heilige Gees het dit doelbewus vir jou 'n gesig of 'n naam gewys. En ek glo hy wil hê, jy moet bid, jy moet verhouding bou, en jy moet hulle bereik. En hulle leer om alles te onthou wat Jesus sê. Ons noem dit 'n connect groep, ons noem dit one-to-one discipleship. Is jy gereed? Kan ek jou vra om vir daai persoon gou te bid? Net hier waar jy sit. 80 of 100 gebede, hoeveel ook al ons is, gaan nou na die Vader toe, wat gebed hoor en beantwoord. Kan ons 'n oomblik vat en net vir hulle bid, daar waar jy is, net onder jou asem. En soos ons oë toe is, wil ek hoor, en toe ons gepraat het oor, is jy deel van daai eindprentjie? Of daar iemand is wat onseker is? Die Here wil jou nie so laat nie. Sy liefde en die hemel is groot en breed. Is daar enigiemand wat onseker is oor sy redding of haar redding? Ons sluit af met die vraag: is jy toegewy aan die missie van God? Meaning, are you committed to what he is committed to?
En as ek eerlik moet sê, gaan ek vir jou sê, baie keer nie. I've got my own plans. En daarom nooi ek elkeen van julle, om saam met ons te vas, Woensdag en Donderdag, en saam met ons te bid, want hier's wat gebeur wanneer jy dit doen. Jy skuif jou planne kant toe, en jy sê, God, ek wil voor jou kom. Ek wil alles wegvat tussen my en jou. Ek wil hier wees, sodat jy jou hart hier kan insit. Sodat my hart met jou hart belyn kan word. Jou planne met my plan, belyn dit. Dis nie om God se arm te draai nie, dis om ons harte te belyn. En so ek wil jou uitnooi, elkeen van julle, al vas jy 1 ete, al vas jou kinders 2 episodes, wat ook al hulle kyk. Do it perfect, ek weet nie wat julle kyk nie. Vas 2, en kom by die Here uit. Want hy wil hierdie gemeente gebruik, om by die eindprentjie uit te kom. Here, dankie dat U ons gaan gebruik, wil gebruik, ons toerus met die Gees. Here, mag ons op U agenda kom. Mag ons deel wees van die vervulling deur die voltooiing van U groot opdrag. Vul ons opnuut met U Gees, soos ons gesing het. Here, en mag ons hier uitstap en begin bid en 'n koneksie gaan maak met iemand wat nie in daai eindprentjie is nie. Here, gee ons 'n liefde vir hulle en gebruik ons nes U goeddink. Amen. En soos daai liedjie gesê het wat ons gesing het, let's go out. Doelgerig en wees lig en sout. Ons sien jou daar buite, kom ons gaan drink 'n lekker koffie saam en ons sien jou ook in die week Woensdag en Donderdag. Amen.